Hemelse Vader, ons is hier want ons wil U graag gaan bid. Here, want ons weet U is die enigste ware God. U is die skepper God, die een vir wie ons so baie het om voor dankie te moet sê. Here, ons weet alles wat ons het, alles wat ons is net genade van U af. Here, en daarom wil ons graag U naam groot maak, U lof besing. Maar Here, kom praat ook met ons vanuit die woord. As ons nou rondom die woord gaan stil raak, sodat ons meer kan leer van U, en ook meer kan leer van hoe U wil hê ons moet leef hier op aarde. Hoe wil U hê moet ons verhoudings met U lyk, en hoe wil U hê moet ons verhoudings met ons naaste lyk. Daarom kom vra ons, Here, dat U deur die woord en die Gees ook vanoggend met ons elkeen sal praat. Amen. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Lukas 17 uit, en ek gaan daar vir ons lees van die 11de tot en met die 19de vers. Lukas 17 van vers 11 tot en met vers 19. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword, en een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eens 'n Jood is nie? En vir hom sê hy: staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Ons lees tot sover vanoggend. Ek wil graag met 'n beeld begin. Nou, in vandag se tyd is daar baie meer outomatiese voertuie wat op die mark is, en dit maak dit baie makliker vir baie keer van die jong mense wat leer bestuur. Ek praat so met mense en dan sê hulle maar hulle leer hulle kinders eerder nou maar sommer 'n outomatiese kar, want dit is net soveel makliker. Nou in my eie huis sit ek met 2 jong mense wat tans leer bestuur, maar ons het net handrat voertuie. Ons het nie 'n outomatiese voertuig, en dit is vir my belangrik dat hulle sal leer om op 'n handrat voertuig te kan regkom. Want as jy 'n handrat voertuig kan bestuur, dan kan jy outomaties ook bestuur, maar nie noodwendig andersterom nie. En is dit my interessant om te kyk hoe hulle moet konsentreer om te weet, nou moet ek die koppelaar aantrap, nou moet ek van rad verander, nou moet ek dit doen, nou moet ek dit so maak. En dan raak ek net weer opnuut bewus van die stappe waardeur 'n ou moet gaan om 'n handrat voertuig te kan bestuur. Maar vir myself, wat al vir baie jare, meer as 30 jaar bestuur, het nie nodig om te dink aan hierdie stappe nie. Dit gebeur net spontaan, dit kom outomaties om te weet wanneer om wat te doen. Ek hoef nie soos hulle elke keer te dink, ek moet nou dit, nou moet ek so nie. En dan besef ons almal, hoe langer mense doen, hoe meer gebeur dit net spontaan. Jy het nie meer nodig om aan te dink, dit het so deel geword van wie en wat jy is, jy doen dit net. As jy agter 'n kar se stuurwiel inklim, maar weet jy moet so en so maak. En natuurlik geld dit vir baie ander goed in hierdie lewe ook. As ou na sport gaan kyk, dan sien mens, dis hoekom die sportafrigters sal sê, hoekom hulle sekere tegnieke oor en oor vir die kinders leer tot half vervelends toe, want hulle wil hê daai tegnieke moet so deel word, dat hulle spontaan dit doen, sonder dat hulle eers hoef te dink daaraan, dat dit net plaasvind, net gebeur. En nou as dit by dankbaarheid kom, dan werk dit so bietjie dieselfde.
Want wat gebeur wanneer ons kinders klein is, dan leer ons kinders om te sê, hulle moet dankie sê en ons leer hulle om dankbaar te wees. So as kinders klein is, dan moet ons heeltyd vir hulle sê dankie, sê dankie, sê dankie, en dan hoop ons dat iewers langs die pad leer hulle waarvoor hulle moet dankbaar wees en dat hulle iewers langs die pad dit gaan begin doen en dan hoop ons eintlik dat hulle op die punt gaan kom waar dit half spontaan, outomaties gaan plaasvind. Nou aan die een kant is dit waar en nie noodwendig so sleg nie, maar aan die ander kant is dit ook nie heeltemal hoe dit behoort te werk nie. Want om dankie te sê en om dankbaar te wees, kan so maklik maar net 'n ritueel word. Ons doen dit maar net, ons dit moet doen, sonder dat ons regtig daaroor dink, sonder dat ons regtig gaan besin, maar en dat dit regtig vanuit ons harte uit sal kom. Dit word amper soos wanneer jy vir iemand sal sê goeiemôre en die ander sê goeiemôre, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed ook met my. Nee. Baie keer het ek al getoets om te kyk wat sê mense as ek sê nee, dit gaan nie goed nie. Dan sê hulle ja, goed, dankie met my ook. Dan kom hulle mense agter, hulle hoor nie eers wat mense sê nie, want dit so 'n rituele rympie geraak. En die gevaar kom dat om dankbaar te wees of om dankie te sê, maar net emosielose ritueel begin raak het, waar ek moet dit doen en nou sê ek maar net dankie. Dankbaarheid moet baie dieper wees en baie dieper in ons lê as maar net 'n mooi gewoonte, 'n mooi ritueel. En ek dink dis iets daarvan wat Jesus vir ons kom leer ook vanuit hierdie verhaal van die 10 melaatses. 10 melaatse mense sien Jesus verbystap en op 'n afstand roep hulle en skree hulle en vra dat die Here hom moet omferm oor hulle. En om ietsie daarvan te verstaan, moet ons net so tree teruggee om te verstaan hoe dit in die Bybelse tyd gewerk. Nou, die geleerdes sê vir ons dat melaatsheid in die Bybelse tyd, hulle het nie al die kennis gehad nie, so 'n verskeidenheid van velsiektes was gesien as melaatsheid. So dis nie net wat ons in vandag se tyd sien as melaats, wat hulle in die Bybelse tyd as melaats gesien het. Daar was eintlik so 'n hele groep van siektes wat gesien is as dit. Maar onthou nou in die Bybelse tyd het hulle nie die mediese kennis gehad nie, hulle het nie al die medikasie gehad wat ons gehad het nie. So nou, wat gebeur het, as iemand siek geraak het met 'n aansteeklike siekte, en ons lees van daai voorskrifte, as mens gaan kyk daar in Exodus en Levitikus en so meer, dan is daai mense uit die samelewing uitgeskuif. So as jy melaats uitgekry het, dan mag jy geen nabye kontak gehad het met enige iemand wat gesond is nie, want nou steek daai persoon by jou aan. So daai mense wat melaats is, was uit die dorpe uitgestuur. Hulle mag nie meer in die dorp gebly het nie. Hulle mag glad nie in die dorp gekom het nie. Hulle mag geen naby kontak met enige iemand gehad het nie. Dis hoekom hulle op 'n afstand staan en dan vir Jesus roep, want hulle het geweet, hulle mag nie naby aan gesonde mense kom nie. Nou dink vir jouself, wat se implikasies het daai siekte ingehou vir daai mense? Jy kon glad nie meer werk nie. Jy het geen naby kontak met enige familie of vriende gehad nie. Ten beste kon jy op so lang afstand kan jy op mekaar geskree het en gehoor het, is jy okay? Nee, ek is nie okay nie en so meer. Ons weet dat hulle sê dat van die families wat hulle ontferm het oor die melaatse sou soms buite kan die stad kos gaan neersit het en dan wegbeweeg het en dan kon hulle nou nader gekom het 'n bietjie kos gekry. So hulle het in die veld of in grotte gaan bly en dan baie keer het hulle nou maar saam met mekaar gaan bly terwille van veiligheid en so meer wat hulle gedoen het. Ek dink die naaste wat ons daaraan gekom het is miskien in die COVID tyd, waar ons ietsie beleef het van mense wat siek is, wat geïsoleer is in die hospitaal, wat jy nie mag gaan besoek het nie. Nee. Ek dink dis die naaste wat ons gekom het aan dit wat hierdie mense moes beleef het. So daai siek wees het nie net hulle gesondheid aangetast nie, hulle totale lewe was omvergewerk. Hulle kon nie meer werk nie, hulle het nie meer kontak met geliefdes en vriende gehad nie, hulle kon nie meer gaan aanbid het in die sinagoges en hulle gebedsplekke nie. So alle vlakke, alle terreine van hulle lewe was totaal negatief geïmpakteer.
En dan sien hulle Jesus, en dalk het hulle al gehoor van Jesus, en dan lyk dit nou, dit kan of wees, dat hulle baie sterk in Jesus geglo het, of dat hulle so desperaat was, dat hulle gevoel het, maar dis ons laaste hoop. Ons het gehoor van hierdie Jesus, en ons het gehoor, hy maak mense gesond, en ons sit met hierdie siekte, wat waarskynlik nie gaan gesond word. Maar hoe dit dan ook in die Bybelse tyd gewerk het, is, omdat hulle hierdie goed baie sterk aan hulle godsdienst goed gekoppel het, as jy dan nou wel siek was, en jy's geïsoleer, en jy word gesond, het was nie melaatsheid soos ons dit vandag se tyd sien nie, het was 'n ander velsiekte, dan het jy 'n kans gehad om gesond te word, maar nou as jy gesond is, moes jy eers na die priesters toe gegaan het. En jy moes vir die priester verskyn het, en die priester het dan besluit, jy is gesond genoeg, jy kan terug in die samelewing toegelaat word, of nee, jy is nog nie gesond genoeg nie, jy mag nie teruggeraak word in die samelewing nie. Hulle het nie soos in vandag se tyd 'n uitgebreide mediese dienste gehad, en jy kon iemand na 'n dokter toe gestuur het, wat spesialiseer in aansteeklike siektes, en hy kon nie besluit neem nie. Daai besluit het maar op 'n einde van die dag by die priesters gelê, as ons kyk na die Joodse volk. En daarom dan, dat Jesus vir hulle die opdrag gee, en sê, gaan na die priesters toe. Maar dan sien ons belangrik, dat hulle neem 'n stap in geloof, want hulle is nog nie gesond nie. Maar hulle glo, dat Jesus het die krag en die mag om hulle gesond te maak. En dan gaan hulle, en dan op pad na die priesters toe, dan word hierdie klomp gesond. Dan vind daar gesondmaking plaas. En dan sien ons net een van hulle, die een wat 'n Samaritaan is, wat nie eers 'n Jood is nie. Ons lei af uit die teks uit, dat die ander 9 waarskynlik Jode was. Ons kan nie sê met sekerheid nie, maar as ons kyk na Jesus se woorde, dan lyk dit vir ons of die ander dan nou Jode was. Met ander woorde, die ander was godsdienstiges. Die ander was in vandag se terme kerkmense, en die Samaritaan nie. Maar dan is die Samaritaan die een wat omdraai, en dadelik God begin prys, en teruggaan na Jesus toe, en by Jesus se voete neerval, en Jesus dank vir dit wat Jesus gedoen het. Hoekom die ander 9 nie teruggedraai het nie, weet ons nie. Ons weet nie of hulle dalk net te opgewonde was nie, te oorstelp van vreugde was nie aan gedink het om terug te gaan nie, dat hulle so ywerig was om weer terug te gaan en hulle familie te sien en hulle vriende te sien, of wat die rede was oor waarom hulle nie teruggegaan het nie. Maar die hartseer is, dat al 10 se lewe was eweveel deur God aangeraak. Jesus het al 10 van hulle se lewe weer kom herstel. Nie net hulle fisiese gesondheid, nie, hulle totale lewe. En tog is net een bereid om te draai. So wat leer ons uit hierdie verhaal uit? Ek dink die verhaal leer ons dat ons moet besef dat dankbaarheid baie keer net 'n reaksie op positiewe gebeure is. Vir daai wat ek nou elkeen 'n KitKat gegee het, was baie bly toe hulle die KitKat gekry het. Hulle het niks gedoen om dit te verdien nie. Hulle moes net afgeloop het vorentoe om te kom kry. So hulle het dit verniet gekry sonder dat hulle dit verdien het. En ek seker elkeen van hulle is bly, anders sou hulle nie gekom het nie. Elkeen het 'n stuk vreugde beleef. Maar die vraag is, hoe lank gaan daai vreugde hou? Hoe lank gaan daai dankbaarheid hou vir die sjokolade wat hulle gekry het? Daai dankbaarheid gaan waarskynlik net hou so lank as wat die sjokolade nog daar is. Teen môre is hulle vergeet, en môre is hulle waarskynlik nie meer dankbaar oor vandag se sjokolade nie. En ek dink dis die gevaar waarin ek en jy ook leef. Ons moet waak daarteen dat ons dankbaarheid nie kortstondig is. Ek wonder sommer oor hierdie ander 9 van hierdie 10. Hoe lank was hulle vreugdevol en was hulle waarskynlik dankbaar, alhoewel hulle nie teruggekom het om dankie te sê nie? Hoe lank het dit gehou voordat hulle nie maar net weer teruggegaan het na hulle ou manier van leef? En die vreugde van gesond word en die dankbaarheid van gesond wees, maar net weer agterweeg gebly het. Oomblik wat hulle terug is in hulle manier van leef.
Want is duidelik wat gebeur het. Daai 9 het net teruggegaan en weer aangegaan met hulle lewe soos vroeër. Ja, die Here het hulle lewe kom herstel, kom heel maak. Maar uit die verhaal uit lyk dit nie vir ons of hulle lewe verander het nie. Hulle is terug na 'n ou manier van leef. En dan is die gevaar met my en jou dieselfde. Hoeveel keer vra ons nie vir die Here om vir ons goed te doen nie? En dan doen die Here dit vir ons en dan is ons dankbaar en ons sê dankie vir die Here as ons onthou, ek dink ons vergeet ons ook. Maar dan 'n paar dae later is dit weer vergete. En dan gaan ek maar net weer aan met my lewe soos vroeër. Tot ek weer op die punt kom wat ek nodig het om vir die Here iets te vra. En as hy dan voorsien in my behoeftes, dan is ek weer dankbaar. En dan gaan ek maar net weer terug na my ou manier van leef. Ek dink van die goed wat maak dat ons soms vergeet om vir die Here dankie te sê of maak dat ons dankbaarheid kortstondig is dat ons is gejaagde lewens, né? Ons leef in sulke gejaagde lewens dat ons soms vergeet om vir die Here dankie te sê. Of dat ons te gejaagd is om dankie te sê. Dink ek sal later vir die Here dankie sê en dan is die lewe so in die gang, ek kom nie daarby uit nie. Dink soms is dit net omdat ons vergeet. Ons vergeet hoeveel goed ons voor dankbaar kan wees in hierdie lewe. Ons aanvaar soveel goed maar net as van selfspreekend en ons vergeet maar elke ding is eintlik 'n gawe uit God se hand uit. En dan die Engelse praat van entitlement. En ek dink dis 'n groot probleem in die tye wat ons vandag leef, dat mense 'n stuk entitlement net en net voel maar ek verdien hierdie goed. Dis my reg om sekere goed te hê. En dan sê ek vir die Here dankie daarvoor, want ek voel dis my reg om dit te kan hê. Maar in hierdie verhaal wat die Here ons kom leer dat my en jou se lewe as Christene, ons dankbaarheid moet dieper wees as maar net 'n reaksie op gebeure wat vir my positief was. Meer wees as om maar net elke keer dankie te sê as iets gebeur waarvan ek hou en dan gaan ek maar net weer aan met my manier van leef. Jesus kom leer ons in hierdie verhaal dat dankbaarheid moet 'n lewenswyse word. Daar's 'n verskil om net kortstondig dankbaar te wees vir goed wat jy kry en ontvang en om werklik 'n lewe te leef, te sê maar ek het 'n lewenswyse van dankbaarheid. Dit wat gebeur het met hierdie een man, hierdie Samaritaan wat besef het die implikasie van dit wat God vir hom gedoen het. En teruggaan en die Here gaan dank. En dan sien ons hierdie man se lewe het duidelik uit hierdie verhaal uit lyk dit vir ons verander. Hy het nie maar net weer teruggegaan na sy ou manier van leef nie. Hy het besef wie Jesus is. Hy het God begin aanbid vir wie en wat hy is. Hy het besef dat God sy hele lewe kom verander het, kom nuut maak het. En dis presies dit wat die Here vir my en jou kom doen het. Die Here Jesus het vir my en jou sondes aan die kruis gesterf. Die Here Jesus het vir my en jou die dood oorwin. Die Here het soveel goed wat hy vir my en jou kom gee, dat ons 'n dieper dankbaarheid moet hê. Die gevaar kom dat ons net elke keer as dit Paasfees is en ons word herinner aan dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, dan is ons weer baie dankbaar vir wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En ons sê dankie Here vir die Golgotha pad wat U vir ons gestap het. En dan as die jaar aangaan, dan vergeet ons weer daarvan. Dan gaan ons weer terug na ons manier van leef. Jesus kom sê nee. As ons sy genade reg verstaan, as ons verstaan dit wat hy vir ons kom doen het, dan kan ek nie anderster as om 'n lewe te leef wat gekenmerk word deur dankbaarheid. Maar dankbaarheid wat vanuit my hart uitkom, nie net dankbaarheid wat 'n mooi gewoonte geraak het, 'n mooi ritueel nie. Maar ek so sal leef dat mense kan sien ek is dankbaar vir die Here, ek is dankbaar wat die Here vir my gee, wat die Here vir my doen. Dat ek gereeld vir die Here sal dankie sê, dankie Here vir dit wat U alles vir my beteken, wat U alles vir my doen. En as dit gebeur, dan besef ons maar hierdie dankbaarheid is dan ook nie gekoppel binne in
my daaglikse gebeure nie. My daaglikse gebeure wat om my gebeur, bepaal nie my vlak van dankbaarheid nie. Daarom lees ons in Kolossense 3 vers 15 wat sê, wees altyd dankbaar. Dan leer ek om dankbaar te wees vir elke ding. Leer ek om dankbaar te wees, al gee die Here nie noodwendig vir my wat ek vir hom vra nie. Want ek weet die Here weet wat die beste vir my is, en daarom gee die Here vir my wat die beste vir my is, veral op 'n geestelike vlak. En dan is ek ook dankbaar vir die goed wat die Here nie vir my gee. Is ek ook dankbaar vir dit wat die Here vir my gee, wat ek nie noodwendig wou gehad het nie, want ek weet die Here gee dit vir my, want dit gaan my geloof vorm. En dan lei dit tot 'n geestelike verdieping. As ek so begin leef, dan bring dit 'n nuwe dimensie in my geestelike lewe ook in. As ek leef as 'n mens wat dankbaar is teenoor die Here. Leef as 'n mens wat sê, maar my dankbaarheid is gesetel in die feit dat ek in 'n verhouding met God staan, met God leef. En omdat God al hierdie wonderlike goed vir my gedoen het deur sy seun Jesus Christus, bly ek dankbaar. Al gaan dit soms swaar in hierdie lewe. Al kom die aanslag van hierdie lewe. Want my dankbaarheid is nie kortstondig, omdat dit net gekoppel is wanneer iets lekkers met my gebeur. Wanneer iemand iets vir my gee, of iemand iets vir my doen, of goed uitwerk soos ek beplan het. My dankbaarheid is gesetel in 'n verhouding met die lewende God, wat ek weet, wat die beste vir my weet. Daarom skryf Henry Nouwen die volgende, om dankbaar te lewe beteken om uiteindelik in te sien, dat God self ons geskenk is. God word daar gevind waar ons dien. God self word my geskenk, so my dankbaarheid is die feit dat God deel is van my lewe. En my dankbaarheid lê nie in dit wat God vir my doen nie. Dink so baie keer lê ons dankbaarheid net in dit wat God vir my doen. Hierdie gedeelte wil ons kom leer om te sê, maar nee, my dankbaarheid moet lê in die feit dat ek in 'n verhouding met Jesus Christus staan, met God staan, wat my gered het. So mooi sê ding wat ek op afgekom het, wat sê, ons het elke dag 'n keuse. Ons kan kyk na die stikkende dinge in ons lewens en daaroor frons, of ons kan kies om op te kyk en in dankbaarheid te glimlag, omdat God se genade alles oortref. Want dis wat gebeur en dis waar die geestelike verdieping kom. Ek leer om nie vas te kyk teen wat fout is in my lewe nie. Ek leer om nie net heeltyd vas te kyk teen dit wat ek nie het nie. Ek leer om te begin raak sien dit wat die Here vir my gee. Dit wat ek het. Om dankbaar te wees vir die klein goed in die lewe. En dit is so belangrik dat ons kinders dit sal leer. Vanoggend die voorreg gehad van die doop. En ons as volwassenes het ons kinders help en begelei om hulle te leer dat as gelowige is my dankbaarheid nie net afhanklik van kortstondige gebeure, goed wat iemand gedoen het, iets wat iemand vir my gegee het, maar dat my dankbaarheid baie dieper liggend moet wees, omdat ek 'n verhouding in die Here staan. En dat ons kinders sal leer om nie net vas te kyk teen dit wat hulle nie het nie, dit wat hulle kort, dit wat hulle soek nie, maar eerder te kyk na dit wat hulle het. Eerder God se genade sal raak sien in alles in hierdie lewe. Dit is ons elkeen se keuse waar my fokus gaan wees. Ek gaan kies om vas te kyk teen wat ek kort en wat ek wil hê, of gaan kies om te fokus op wat die Here vir my doen en vir my gee. Kom ons sit net so, dan bid ek saam. Hemelse Vader, as ons vanoggend hier moes begin opnoem alles waaroor ons teenoor U voor kan dankbaar wees, sal ons hier kan sit tot laat vanaand en waarskynlik nog steeds nie alles opgenoem het. Here, ons besef dat alles wat ons het, alles wat ons besit, ons hele mens wees, ons verhoudinge, alles is te danke aan U. U maak al hierdie goed
vir ons moontlik. Here, en ons moet vanoggend kom bely dat ons maar baie keer onsself skuldig maak om te wees soos daai 9 wat nie teruggedraai. Wat vreugde beleef, wat beleef dat U hulle lewens kom heel maak, kom regmaak, kom herstel, maar wie se vreugde en dankbaarheid kortstondig is en dan maar net weer aangaan met die lewe. Here, en ons is so baie keer daaraan skuldig. Here, ons is so baie keer skuldig daaraan dat ons sukkel om ons dankbaarheid 'n diepte te laat kry wat U wil hê dit moet kry. Wanneer ons gekonfronteer word met die uitdagings van hierdie lewe, Here, is dit so maklik dat ons vergeet vir alles waaroor ons moet dankbaar wees. Wanneer ons verliese beleef of tekortkominge ervaar, is dit so maklik om daarteen vas te kyk en te vergeet, maar hoeveel goed is daar waaroor ek kan dankbaar wees. Daarom help ons, Here, dat ons 'n stuk diepte in ons dankbaarheid sal ontwikkel, soos daai Samaritaan wat omgedraai het en teruggegaan het, wat sy lewe anders begin lyk het. Omdat hy U ontmoet het en omdat hy besef het hoeveel hy het om voor dankbaar te wees. Help ons dat ons lewenswyse gekenmerk word daardeur, dat as ander na my lewe kyk, hulle sal kan sien dat ek dankbaar is vir U, omdat ek in 'n verhouding met U staan. Nie net dankbaar is vir dit wat U vir my doen nie, maar dankbaar is omdat ek in 'n lewende verhouding met die enigste ware God kan staan. Omdat ek die voorreg het om die enigste ware God, die Skepper God, my Vader te kan noem en U kind te kan wees. Daarom help ons dat ons dankbaarheid nooit maar net teenoor U 'n mooi gewoonte of 'n ritueel sal wees, maar dat regtig vanuit ons harte uit sal kom. Dankie, Here, vir die gemeente. Dankie wat U vir alles vir ons as gemeente doen. Help ook dat ons kollektief as gemeente ook nie net sal vaskyk teen wat ons nog wil doen of wil hê of wil verkry nie. Maar dat ons sal dankbaar wees vir alles wat U vir ons gee en ook doen as gemeente. Here, seën ons asseblief en help dat ons tot seën vir ander sal wees. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.